Ou Gina wat hier op die verhoog saam gesing het, sê toe ons saam bid voor die tyd, hy sê, julle kan bly wees, ons het nie Let It Rain gesing vanaand nie. Ja, dis my voorreg om vanaand hierdie reeks dan nou af te sluit oor aanbidding, oor Worship 101, en ons het die laaste 7 weke uit die skrif, het ons ontdek dat die Here ons roep vir aanbidding. Ons het gekyk na die troonkamer en hoe aanbidding gebeur in die teenwoordigheid van die Here, en hoe dit vandag lyk in my lewe en in jou lewe. En vanaand sluit ons af met hierdie gedagte, sing a new song unto the Lord. Sing 'n nuwe lied vir Jesus. En ek wonder, as ek jou kan vra, wie van julle hou daarvan as ons 'n nuwe lied sing? 'n nuwe worship song sing. Is daar iemand soos dit? Wie van julle voel altyd, as ons te veel nuwe liedjies sing, dan kan ek nie bybly nie. Wees gou eerlik. Daar sê. Nou, ek weet nie, wat is jou gunsteling worship song wat die laaste ruk uitgekom het? Ons is nou klein genoeg dat julle maar vir my kan skree. Wat se worship song het die laaste tyd 'n impak in jou lewe gehad? Skree gou vir my. Praise. Gratitude. Battle belongs. Spirit move me. Daai ene, ja. Ek weet nie of julle die song al gesing het, die Made for More nie. I wasn't made to be tending and grave. Toe ek die eerste keer daai song hoor, en dis maar wat gebeur, is 'n ou luister hom. Jy hoor hom, maar dit voel vir jou, jy kan nog nie connect met die song nie. Voel julle dit ook soms? En dan soos wat jy hom weer sing, en soos wat jy die woorde leer, kom maar 'n oomblik waar jou gees connect met hierdie song. En hierdie liedjie die laaste ruk vir my 'n baie persoonlike song van worship geraak, 'n nuwe lied wat ek vir die Here sing uit my lewe en uit die ervaring wat ek met hom het. En ek wil jou vat vanaand na 'n skrifgedeelte toe in die Psalms, so jy is welkom om jou Bybel daar oop te maak. Hier's daarom lekker ligte aan. Psalm 40 vers 3. Dis een van Dawid se psalms en dis vir die koormeester, die musiekdirekteur geskryf, en in vers 3 sê hy die volgende, hy sê, He put a new song in my mouth, a song of praise to God. Many will see and fear and put their trust in Him, in the Lord. Nou, as jy weet wat in hierdie oomblik gebeur, dan net voor dit skryf Dawid eintlik van 'n baie moeilike plek waar hy homself bevind, en hy skryf in die eerste vers, sê hy, Here, uiteindelik het U my geroep gehoor. Here, ek het uitgeroep na U, en uiteindelik het U gereageer op my roepstem. En dan sê hy in vers 2, sê hy, en U het my uit die slijmerige put uitgehelp. The slimy pit, sê die Engels. Dis nogal 'n beeld wat baie grafies is. In hierdie oomblik was Dawid seker op sy laagste laag van sy lewe. Kyk, hy het laagtepunte gehad. Kom ons lieg nou nie vir mekaar nie. Maar in hierdie oomblik was sy eie seun besig om hom te jaag, om hom dood te maak. Kyk, baie mense kan vyande wees, maar as jou eie seun jou vyand raak, dan raak dit bietjie moeilik. Paas, waar is julle? Ek sal daai mannetjie 'n ding leer, behalwe as daai mannetjie 'n massive army het wat saam met hom kom. Dawid bevind homself in 'n baie moeilike plek, en dis in hierdie oomblik waar hy sê dat die Here hom uit hierdie slijmerige put uitgehaal het, and He put my feet upon a rock. Standvastige grond. En dis as gevolg daarvan dat Dawid 'n nuwe lied ontvang wat hy sing aan die Here, en wat hy sing in aanbidding. Nou, ons moet verstaan, Dawid was 'n liedjieskrywer. Hy was 'n songwriter. Nou, ek weet nie wie het onlangs 'n song geskryf nie, maar dis nie 'n eenvoudige ding nie. Om 'n song te sing en mense te lei in aanbidding is eenvoudiger vir 'n musikant, maar om 'n song van niks af te begin nie, is wragtig moeilik. Dalk is dit net vir my.
Roan, ek weet vir jou kom dit redelik natuurlik, want as die Gees jou tref, dan kom dit net. Vir ander van ons is nie so maklik nie. Jy moet nou woorde wat iets vasvang van jou belewenis, moet jy neersit met 'n melodie en met akkoorde en ritme om 'n nuwe song te maak. En Dawid was 'n liedjieskrywer en hoor gou hier, 76 van sy songs uit die Bybel gehaal. Dis nogal 'n prestasie. Dis net sy eie seun natuurlik, Salomo, wat 'n bietjie meer van hierdie mooi goedjies geskryf het, maar in die wêreld sê hulle die ou wat die meeste songs al geskryf het is so oor 1500 songs. Een of ander oomie wat met sy gitaartjie sit in Hongarye. Maar niemand ken sy songs nie. Dawid se songs is bekend tot vandag toe. Hy is van die top hits. En dan kom hy op hierdie punt in sy lewe en tog sê hy, daar's nog 'n lied wat ek kan skryf. There's another song, a new song that I can write and praise God with. Nou moet ons verstaan, hoekom is hierdie oomblik so spesiaal? Na al die liedere wat hy al geskryf het, sê hy in 'n oomblik, ek het iets nuuts om vir die Here te sê. Ek het iets nuuts om te sing oor hom. En vir ons om dit te verstaan, moet ons so 'n bietjie verder kyk as net Dawid se lewe. En ek weet nie van julle wat nou deel was van hierdie hele Worship 101, het ons so weekliks gekyk na wat in die troonkamer gebeur. En daar was 4 lewende wesens wat om die troon God aanbid het, gevul met oë. En elke keer as hulle vir hom kyk, het hulle uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. En dan sê die woord, hulle het daagliks, alhoewel daar nie meer daar is nie, hulle het aanhoudend uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Die eerste lewende wesen was 'n leeu, 'n os, 'n mens en 'n arend, wat in 'n sekere sin die 4 liefdestale, in 'n sekere sin, van ons aanbidding verteenwoordig. Maar ook 4 van die karaktereienskappe van God. Die woord leer ons, jy moet die Here God jou lief hê met jou hele hart, met jou siel, jou krag en al jou verstand. So die leeu praat van 'n hart, passie, die os praat van krag, die mens praat van verstand en die arend praat van jou siel. En dis asof dit 'n beeld is van hoe ons voor die Here kom en hom aanbid met elke stukkie van wie ons is, met wie hy ons gemaak het. Dis nie ek worship die Here net met my emosie, of net met my siel, of net met my verstand, of net met my krag nie. Dis die hele pakkie. En dis hoekom worship so ongelooflik spesiaal is, want elke deel van jou wese is betrokke wanneer jy die Here aanbid. Jou gedagtes is besig om nuwe goed van hom te ontdek. Jou hart word gevul met emosie. Jou siel word vervul met vrede en vreugde. En dan wragtig, jou lyfie is ook deel daarvan. Die Bybel sê as jy hom prys, moenie stil staan nie, gebruik dit wat die Here jou gegee het. Jy's 'n tempel. Gebruik die tempel om hom te aanbid. En dan in Openbaring 5, so daai was Openbaring 4, en Openbaring 5 sien Johannes iets van 'n storie afspeel. Onthou, Jesus het hom weggevat en vir hom die openbaring gegee van wie hy is, Jesus, en hoe sy storie sou uitspeel aan die einde van tyd. Maar in hierdie oomblik in Openbaring 5 vat Jesus vir Johannes terug na 'n oomblik, en ons die teoloë spekuleer, na 'n oomblik wat gebeur het net na die sondeval. En julle sal nou sien hoekom ek dit sê, is in daai tyd, en dis nie nou tot die einde van tyd nie, maar daar's 'n oomblik waar Johannes beleef wat net na die sondeval gebeur het, en wat hier gebeur is, God sit op die troon, die engele, die heelal is bewus van die mens se verval in sonde, die skeiding tussen God en mens, die dood as 'n uitkoms van die sonde in ons.
Die hopeloosheid van die mens om homself te red, en God die Vader sit op die troon, en die hemelse wesens is weer eens om hom, en daar is 'n boekrol met 7 seels, wat lê in die hemel. Nou hierdie boekrol verteenwoordig die planne en die wil van God. So as jy dink aan die boekrol in Openbaring, praat dit van die gedagtes, the mind of God, wat in sy gedagtes is oor die mensdom, oor jou lewe, die wil, en die woord sê, dis geseël, niemand kan daarna kyk nie. Nobody knows. Niemand het toegang tot God se gedagtes nie. Jesaja sê later, hy sê, u gedagtes is so groot, dis ver verhewe bo die aarde. Wie sal dit ooit kan begryp? En hierdie boekrol verteenwoordig God se gedagtes, sy planne. En in hierdie oomblik kyk die engele na God en hulle sien hierdie boek lê. Hulle sien die vervalheid van die mens, die gebrokenheid en die hopeloosheid van die mens, en hulle weet dat God se planne om dit reg te maak is in hierdie boek. En dan word die engele vreeslik paniekerig. Gaan lees dit. Gaan dit nou vir julle mooi lees, maar hulle raak paniekerig en hulle sê vir mekaar. Ja, arme Johannes staan daar, hy sien nou hierdie ding afspeel en die engele sê vir mekaar, wie is waardig om hierdie boek te neem en dit oop te maak? Met ander woorde, hulle sê, wie is waardig om in te sien in God se planne en in sy gedagtes en dit uit te voer op aarde? Hulle raak gespanne. Hulle begin mekaar vra, gaan jy, gaan ek? En jy kan sien hoe die manne skielik wegkyk. Moet net nie vir my kyk nie. Moet net nie my kies nie. En op 'n stadium raak dit so intens in hierdie oomblik, die woord sê, Johannes, toe hy dit sien, het begin huil. Hoekom het hy begin huil? Hy het begin huil omdat hy sien dat die taak om God se planne uit te voer eintlik iemand vra wat God self is. En daar's niemand in die hemel wat dit kan doen behalwe hy self nie. Simon, dan sê die woord, die engele het vir Johannes getroos. Ek meen, hulle is gespanne, hierdie arme ou staan en huil, en hulle troos hom, en dan in vers 8 van Openbaring 5 staan die volgende, en jy kan lees, ek lees hom sommer in die Engels, in die ESV, hy sê, and between the throne and the 4 living creatures, dis wat daai 4 wat ek van gepraat het, and among the elders, I saw a lamb standing, as though it had been slain, with 7 horns, with 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth, and he went, hierdie lam, met 'n hoofletter, and took the scroll. Kan jy die gewig van daai oomblik voel? Hy vat God se planne, God se drome, God se gedagtes. He took the scroll, and the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp, a golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. Nou ons moet nie de mekaar raak met die tydlyn wat hier aangaan nie. Onthou, die hemel werk nie met tydlyne nie. Dis hoekom baie keer skryf Paulus dan sê hy, jy's gekies voor die grondlegging van die aarde. Of hy sal sê, jy is reeds volmaak in Christus, in die hemel, in die ewigheid.
So, ons moet nie die mekaar raak met wat die tydlyn is nie, maar hier is 'n oomblik waar die lam van God kyk na die toestand van die mens en hy kyk na God se planne en hy maak die boek oop as 'n teken van Vader, ek is gereed en ek is bereid om u planne op aarde te gaan uitvoer, om die mensdom te red uit die slijmerige put van sonde en dood. They sang a new song. Dis as gevolg van hierdie oomblik dat Jesus mens word op aarde, dat hy 'n lewe leef soos ons, dat hy sterf namens ons, die dood en die sonde van die wêreld op homself neem, dat hy opstaan in eerlikheid, dat hy gaan sit aan die regterhand van die Vader en sy Heilige Gees stuur om in die kerk te woon, in die lewens van sy mense te woon en ons voor te berei vir sy koms. Op daai stadium het geen wese, niemand het insig gehad oor hierdie plan van God nie. Maar dis toe Jesus hom oopmaak, toe hy kom om die planne van God bekend te maak. Nou is ons gou weer terug by Dawid. Dawid bevind homself jare en jare voordat Christus kom. Hy bevind homself in 'n slijmerige put waar hy self nie kan uitkom nie, waar daar vir hom geen hoop is nie. En hy roep na die Here. En die Here antwoord hom. Hy haal hom uit die slijmerige put uit. En wat sê die skrif? And he puts his feet on the rock. Wie is die rock? Dis hy. Dis dan wanneer hy sê, he gave me a new song. Ek het al alles geskryf wat in my hart is, maar nou is daar iets nuuts in my hart. Wat is hierdie nuut wat Dawid skryf in daai oomblik? Hy het gesien wat Johannes gesien het. Hy het gesien dat daar 'n redder kom, wat nie net hom uit die slijmerige put sal haal nie, maar die mensdom uit die slijmerige put sal haal en ons voete op die rots sit wat Christus is. En hy sê ek het iets nuuts om te sing. I've got a new song. Waardig is hy om die boek te neem. Hy wat geslag is. Hy wat ons vrygekoop het met sy bloed. Maar dit is so spesiaal om in hierdie oomblik te sien dat he puts a new song in my mouth, a song of praise to our God. En dan die laaste gedeelte is so belangrik in hierdie skrif. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Wie is hierdie many? Wys gou vir jouself. Many, I'm many. Nie gesplete persoonlikheid nie, jy's many. Jy's die many daar binne. En dan is daar 3 goed wat hier gebeur. Many will see and fear and put their trust in him. As ons wil deel aan hierdie nuwe lied wat die heelal sing en wat Dawid gesing het en wat die engele sing tot vandag toe en tot in ewigheid, die eerste ding wat ons moet doen is soos Johannes om te sien. Nie om te hoor nie, om te sien wie is die lam wat die boek oopmaak. Om insig te kry in God se planne vir die toekoms, dat Christus is die plan. Maar dan gebruik die Bybel hier baie interessante woord, fear. Fear is, ons het nou gesing, ons gaan nie slawe van vrees wees nie, maar hierdie vrees is 'n ander tipe vrees. Hierdie vrees is nie die vrees wat jy het dat jou geldjies nie gaan uitwerk tot die einde van die maand nie. Hierdie vrees is ontzag.
Daar's 'n verskil om 'n leeu agter 'n hok te beleef en 'n leeu in die veld te beleef. Nou, as jy hom in die veld beleef, het jy eerstens onsag vir die dier, maar jy het ook die vrees om te gaan. Maar dis hierdie woord wat Dawid gebruik. Many will see and fear. Met ander woorde, ons sal onsag hê vir wat ons sien. We will be in awe of him. We will adore him. Dit wat ons sien in Christus is so groot dat ons, soos Johannes, dood neerval voor hom. We will fear him. Ons gaan reverence hê vir wie hy is. En dan die laaste ding is, not only will we see and fear, but we will put our trust in him. Dis daai 3 goed. Dawid beleef dit. Hy's in 'n slijmerige put. Hy kyk na sy situasie, hy sien geen uitkoms nie. Hy roep na die Here en die Here wys vir hom iets. Die Here wys vir hom hierdie lam wat geslag is. Hy wys vir hom hoe hierdie lam in hierdie oomblik sy lewe uit die put uit gaan red, maar ook uit die put, die hele mensdom uit die put uit gaan red en ons voete sit op die rots. Roan, jy kan my join so lank op stage. Ons gaan vanaand 'n oomblik maak waar ons jou wil innooi in hierdie proses wat Dawid beleef het, toe hy 'n nuwe lied begin sing het vir die Here. Nou as ek vanaand vir jou sê, jy moet 'n nuwe lied sing vir die Here, en ek gee vir jou die mikrofoon, dis half wat ek nie gaan doen nie, so moenie bekommer wees nie. Ons gaan nie die mikrofoon omstuur en sê, sing 'n nuwe lied nie, maar ons gaan 'n geleentheid skep, waar jy voor die Here kan kom sit en sê, Here wys my, I want to see. Here, kom bring binne in my 'n ontsag, 'n reverence for who you are en vir u planne. En Here, kom leer my wat dit beteken om my vertroue, to put my trust in you. En wat dan uit jou mond uitkom, maak nie saak nie. Want dis 'n nuwe lied waar jy nog altyd die Here geprys het tot op 'n sekere punt en hom geloof het tot op 'n sekere punt. Besef jy nou, elke deel van jou lewe is 'n geleentheid om hom te aanbid, to sing a new song. He is the lamb that was slain. Hy is die een wat God se planne kan uitvoer. Hy is die een wat op die troon sit. Hy is die een wat gesterf het en opgestaan het. Hy is die een wat jou uit die slijmerige put van sonde en hopeloosheid en dood sal bring in die lewe en jou voete op 'n rots sit. The rock of ages, Jesus, die rots wat vir ewig staan. En dan kom daar uit ons harte worship, prys, aanbidding, gratitude, dankbaarheid. Ek gaan vir ons bid en dan gaan Roan ons lei verder. Net daar waar jy sit, maak vir 'n oomblik net jou hart en jou gees stil. Wil jy nie vanaand vir die Here kom vra om jou te vat en jou te wys wat in daai oomblik in die hemel gebeur het, toe daar geen hoop, geen toekoms vir die mens was nie, toe ons almal vasgevang was in 'n slijmerige put van duisternis. En hoe Jesus die lam van God vorentoe kom, die boek oopmaak en ja sê om God se planne uit te voer op hierdie aarde. En spesifiek vir jou. Wil jy nie God daar ontmoet vanaand nie? Kom ons bid vir 'n oomblik. Jesus Christus, kom wys dit vir ons, kom vat ons na die plek toe waar, that we will be in awe, that we will see
and be in awe of who you are, and that we will put our trust in you. Dankie Jesus. Dankie Jesus.